Goeiedag, agte kykers. Ons is baie bly dat u vandag hier weer eens saam met ons kyk na hierdie program Dinamies, wat uitsaai op Homebase TV vanuit die Kaap. Soos jy nou al weet, Dinamies is waar ons dinamiese opnames maak by dinamiese persone oor dinamiese onderwerpe, oor hulle lewe en hulle belangstellings ensovoorts. Nou vandag het ons hier 'n besonderse persoon en dit is Pieter Guy. Pieter, baie welkom hierso. Môre Bernard. Bly jy het by die werk afgevat vandag om hierso te kom opname maak? Ja. Ek wil net vir kykers sê Pieter Guy is eintlik 'n Engelse man, maar hy praat sulke mooi Afrikaans. Hy sê vir my hy was 5 jaar oud toe hy uit Engeland hier aangekom het en vandag is hy eintlik, mens kan sê, 'n Engelse boer. Want hy het nou baie mooi ingeskakel hierso, maar meer is dit as hy 'n Christen. Nou vertel ons net 'n paar woorde van jou daar, Pieter. Ja, nee, dankie Bernard. So, ek na skool, ek het groot geraak in 'n nie-Christen huis. My ouers was nie gelowiges nie. En na 3 jaar in die werkplek het ek tot bekering gekom. My werk, prys die Here. Ja, en ek dink dit is 'n baie belangrike ding. Daar is 'n punt in elke persoon se lewe waar jy tot bekering kom. Ja. En ek dink jy weet dit is een van die basiese beginsels van die Christen wees. Ja. Want dis die Heer wat jou uit daai koninkryk van donker vat en hy sit jou in die koninkryk van lig. Absoluut. En as jy na 'n koninkryk van lig is, jy kan nie teruggaan nie. En jy kry betekenis in die lewe, né? Yes. Ja. En so ja, en na nog so 2 jaar van die werk het ek gevoel omdat ek 'n Christen is. Ek wil die verstaan van die Bybel, want as jy groot raak is nie Christen, jy sukkel hoe is Christendom uit te lewe. Ja. En dit was vir my, hoe kan ek sê, en so word as 'n Christen mens wil 'n lewe leef wat nie net mense bevredig, maar ook die Heer bevredig. En volgens sy woord leef. Ja. En toe het besluit, ek het alles verkoop, basies alles mekaar verkoop en ek is Bybelskool toe vir 3 jaar. Ek was natuurlik omdat ek Engels is, het ek by die Bible Institute van Kokby gaan studeer. Ek was daar op besoek al, is 'n baie oulike plek daar. Ja. Dis baie gereformeerd. Ja. Ek onthou, en dis waar ek Janie ontmoet. So, en ons het bevriend geraak daar. Maar hy vertel ook die storie toe hy 'n plek gesoek het om te leer. Hy het vir iemand gesê, nee, hy dink aan die Kokbyse Bybelskool. Ja. Toe sê die mense vir hom, hy sê, maar ek dink jy sal inpas, want dis baie Bybels daar. Toe sê Janie, dis net die plek. Dis wat hy soek. Dis juist wat hy soek. En ek dink dis baie belangrik, want jy moet daai fondasie hê. Die Bybel moet die vertrekpunt wees. Yes. En die Bybel is die vertrekpunt vir die Christen oor die laaste 2000 jaar. Ja. En dis nie iets niets wat ons ontdek nie. En as dit goed is vir hulle, dan moet dit goed wees vir ons. En dit is die enigste, ons enigste guide, as ek 'n bietjie Engels praat, julle sal my seker verskoon. Sekerlik. Maar dit is ons enige riglyn in die lewe. Ja. En dit is so belangrik. Ja. En ook hoe ons dit lees en interpreteer en toepas in ons lewe. Ja. So, so ek werk nou ek is weer terug in die werkswag as die IT veld. Ek werk vir 'n groot munisipaliteit. So in Kaapstad. Hier in Kaapstad, ja. Okay. En ek was daar die afgelope paar jaar. Maar ek dink ook wat belangrik is van jy weet Christen wees, vir enige Christen is die kerk belangrik. Absoluut. As die kerk nie belangrik is vir jou nie, dan moet jy vra, wat maak jy daar as dit nie belangrik is. Ja. En ek is op die oomblik by Reach South SA, Emmanuel Church in Durbanville. Now Reach staan vir Reformed English Anglican Church of South Africa. So ons is 'n klein denominasie van Reformed English Anglican. Yes. Dit is nou interessant. Ja. Dis die wegbreek van die hoë
Wegbreek oor dwaalleer, terug na die Bybel toe. Dis hy, en dis presies hoekom het begin het, want ja, so en ek is baie bly hulle staan nog vas. Ja. Dis een van die min, ek dink die een van die min denominasies in die land wat nog steeds vas staan, volgens gereformeerde in die Engelse wêreld dit is, daar is 'n paar ander nog in die Afrikaanse wêreld. Maar ek vind ook in die laaste so 'n paar jaar ontsettend geweldige groei. En dis baie interessant, Bernard, as jy daar stap en jy hoor mense praat, dan weet jy, en dan hulle praat Engels en dan slaat hulle na Afrikaans. Ons het dit is 'n baie groot, en ek dink hulle het oorgekom, omdat hulle kan nie met die dwaal nog voortgaan. Want dit maak jou ongelukkig as 'n mens en as 'n Christen. Dis amper asof jy moet 'n dubbele lewe lei, en ons kan nie 'n dubbele lewe lei. Presies. Ja, en ek dink, omdat ek bevriend is met Jannie, en ek weet julle het mos baie van sy briewe hierop bespreek, en daai briewe ek dink is baie besonder. Ons het, ek was saam met my ou teologiese hoof, die ander dag, en hy het gesê, die briewe is 'n baie belangrike historiese rekord, insig, wat gebeur. Ja, en hy sê dit moet gedokumenteer word. Wat is die probleem? As jy nie die geskiedenis optel, of afneem nie, dan is daar nie 'n rekord nie. En ek dink die groot probleem daar, Bernard, is, en ek dink die kyker sal hierdie moet besef, is die donkerte hou nie van die lig. Hy probeer daai lig. So, jy weet daai, die skrif wat sê, die lig skyn in die donkerte, en daai donkerte probeer om te onderdruk. Jy kan sien, dis nie net 'n passiewe onderdrukking. Daar's ietsie daar wat om voels vir onderdruk het, probeer die waarheid wegstoot. Omdat dit nie van die, en ek dink hierdie boek skep, en ek het dit geskryf met die doel vir die gewone persoon, die gewone kerkganger. So ek het nou nie groot teologiese taal gebruik, ek het probeer, want jy weet, as 'n mens hoor van 'n woorde soos hermeneutiek en goed, jy skrik jou dood, jy weet, wat is dit? En wat 'n Herman is dit? En so ek het dit baie eenvoudig, so as die gewone leser dit lees, ek gaan Jannie se briewe eers lees, ek het nou nie sy briewe gaan redigeer of iets nie, dit is iets soos dit is, en ek gee 'n bietjie die struktuur van die elke hoofstuk, ek moes van die, obviously, van die beste briewe, want hy het baie briewe geskryf oor die jare. En ek dink ek kon net so 30 behandel, maar daar is so 160 oorspronklike briewe van hom, wat op 'n website beter is, en daar is 'n link as 'n mens wil nog verder gaan dieper krap. Die boeke is daar vir 'n student wat navorsing wil gaan doen oor modern church history, of moderne kerkgeskiedenis, en ek dink dit is baie belangrik, want ek, en so dokter, ek het die boek saamgebring, dit is genoem van Anker en Dryf, en ek wil dit gratis vir Bernard baie dankie, jy weet, is nou die eerste keer wat ek vandag nou hierdie boek sien, ek het al van hom gelees op Amazon en van hom gehoor, en ek was baie uitgesien hierna, want jy weet, ons het hier so 'n program hier op Homebase. Homebase is sekerheid, hy begin, ek dink 2011 het hy begin daar rond, en ons het begin uitsaai hier so 10,5 jaar gelede, 2015, so dit is amper dieselfde tyd, en ons het hier program Godsdienst en die Koerante, waar ons nou kyk wat die koerante sê oor al die godsdienstige onderwerpe. En ons het amper parallel met julle, want veral die NG Kerk was baie, elke keer dan sê dat, jy hoef nie die duiwel te glo nie, daar's 'n klomp koerantberigte, en jy kan maar saam leef, dit is nou nie, alles sien, dis nou nie eintlik meer sonde nie, jy weet, soos, daar hele wegdryf van die NG Kerk. Kyk, my een oom was 'n dominee, en twee van my neef, soos ek weet, redelik baie van die NG Kerk en hulle sieninge af en sovoorts, en ek dink my oom draai nou in sy graf rond as hy moet sien wat het gebeur en hoe het hulle weggedryf. Soos ek is baie dankbaar vir hierdie boek, dit is nou nog 'n belangrike historiese mylpaal. Natuurlik was 'n hele paar boeke
ek dink aan hierdie een boek, hy het 'n paar jaar gelede verskyn, die Trojaanse perd in die NG Kerk, net dit is wat Johannes de Villiers, waaroor hy skryf in hierdie boek, ook sy hele sny, hy praat daarvan 'n Trojaanse perd, en hier is deur 7 persone geskrywe, met nog 'n klomp ander bydraers ensovoorts, en dit wys die kanker van evolusie en liberalisme in veral die NG Kerk. En dan is daar hierdie boek, wat ook 'n rukkie gelede verskyn het, van Gerard Mane, Die Kerk met die verkeerde baas, en hy vertel ook baie van hoe die NG Kerk heeltemal deur middel van die algemene synode en die liberale leierskap hulle bakens verloor het. En dan sê hierdie die geestelike noodtoestand in die kerk van Kobus Visser. Hy is 'n dermatoloog en hy is ook 'n gewone lidmaat soos hierdie Johannes de Villiers wat nou erg gegrief was oor wat in die kerk gebeur. Hy het so ook 'n baie goeie boek geskrywe. Ek weet nie, het jy hierdie boek al? Nee. Nog nie. Nou daag jy kom vir jou as 'n geskenk. Okay, baie dankie. En hierdie een van Mane, het jy hierdie boek al? Ook nie. Ook nie. Nou ja, daag jy kom vir jou nou as 'n geskenk. Ai, vreeslik dankie. Ja. En hierdie boek, die Trojaanse perd, het jy hom al? Ook nie. Ook nie. Nou ek gaan hom nie vir jou gee nie, want daar's baie min oor, en omtrent die enigste wat ek het soos hom, hou ek daar so by my. Soos hierdie boek van wat jy geskryf het oor Johannes de Villiers se eposse, nou, om net duidelik te maak vir die kykers, Johannes de Villiers is 'n behoudene Christen en NG Kerk lidmaat wat geskryf het uit 'n diepe ontwrigting en oor wat in die NG Kerk gebeur. Ek het met hom nog nie ontmoet nie, maar al met hom oor die foon gepraat, en hy sê partykeer word hy wakker in die nag, dan plaat hy hom so baie, dan gaan sit hy en hy skryf daar 'n brief, of 'n berig, of wat, en dis asof hy nou die Here om die woorde gee, en hy's 'n baie goeie skrywer met baie goeie insig. Jy weet, heel interessant, ons het nou laasweek met ons program Godsdienst en die Koran het ons 3 van sy skrywers daar gebruik in die program. Ons het nog nooit so baie van een persoon gebruik nie. En die een skrywer daar wat ons gebruik het, die opskrif daar was teen vervalsing van die evangelie deur stolas, leerkruise, kerse en vals simboliek. Baie interessant hoe hy uitwys daar die, jy weet, in die ou dae, my ouma daar 'n swart toga gedra, pikswart en klaar. Niks van hierdie fanciful goed op nie, maar die katholieke draai die stola's en die anglikane en al die tipe ding om hulle is nou gesag, beter as jy. Dit was die een berig. En dan die ander was 'n berig hierso, 'n reaksie op die bevinding van onskuld, 'n getuienis teen 'n vals evangelis, en dit was nou die onskuldig bevinding van Dominee Jan Libbe, die moderator van die NG Kerk, teen die aanklag wat ingebring is deur professor Johan Jansen van der Rensburg. Natuurlik, almal sal onskuldig bevind word, want dis almal liberales wat nou die ondersoek moet doen daarso, en interessant genoeg, so wat ek verstaan, sê hy is onskuldig, want hy het nie 'n dokument geskryf, het in 'n onderhoud het hy dinge gesê wat nie strook met die sieninge van die formele sieninge van NG Kerk nie, soos hy is nou daaroor onskuldig. En die volgende brief was, wie dacht die moderator, vraag, wie oorsig oor die moderator? Want tigklagtes werk glad nie, help glad nie, nou ja, soos dit wys net hoe belangrik hy is. Nou ek het hier gaan oplees op Amazon, want ek het van Amazon van hierdie boek gelees daar, en daar het daar geskrywe, ne, 'n getuienisopskrif, die eposse van die Johannes de Villiers aan die NG Kerk, en jy het nou die eposse geskryf, en jy het die boek geskryf oor eposse en nie Johannes de Villiers nie, so jy het nou mooi, wat hulle in Engels sê, a bird's eye view van buitekant af om daarna te kyk, ne? En hierdie skryf op Amazon sê, vir meer as 'n dekade het Johannes de Villiers sy stem laat hoor, dikwels alleen en gewaarsku,
dat die NG Kerk stadig maar seker van haar gereformeerde ankers losraak. En nie net gereformeerde ankers nie, maar van die Bybelse ankers losraak, né? En daar raak alle kerke, want dit is van die Bybel wat almal so weggaan. Sy woorde is nie agterna geskryf nie, maar in die oomblik self, rou, dringend, deurleefde eposse aan moderature, synodes en kerkleiers tussen 2014 en 2025. Nou word hierdie korrespondensie vir die eerste keer volledig gebring, en jy het nou daardie taak gehad om het by mekaar te bring, bewaar en aangebied as 'n lewende getuienis. En dit is nou hierdie boek, wys die geskiedenis, hoe dit voor jou oë ontvou, en elke hoofstuk bevat die verhaal van die NG Kerk en al sy dwaalleringe ensovoorts, ja. Nou ja, nou ek sit dit daarop, wat my ook so tref, is baie mooi, is die, wat hulle sê so reg aan die begin hier, die opdrag. En hierdie boek is opgedra aan al julle kykers en al die gelowiges, sê so, opgedra aan die gelowiges wat die waarheid meer liefhet as hulle eie lewens en wat nie buig voor die gees van die tyd nie. Dis die probleem met die kerke vandag en die kerkleiers en baie teoloë en dominees, hulle buig voor die gees van die tyd en hulle buig die waarheid en hulle dink hulle is reg, maar hulle wortels is daarmee en hulle word post-teëste. Hulle beweeg aan verby die Bybel, né? En wat stil lei vir Christus en wat tog onwrikbaar bly staan. Ek dink hierso aan hierdie skrywers en daardie Gerard Mane en Kobus Visser, baie ander wat sterk staan, jy ook daar, vir die waarheid. En dan haal hy aan Openbaring 12 vers 11, en hulle het hom oorweldig deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle lewe nie lief gehad tot die dood toe nie. Pragtige opdrag, maar hierdie is nou jou produk, jou skrywe. Nou vertel ons nou 'n bietjie meer daarvan. Nou Bernard, ek is bly jy noem daai vraag, want daar's ook baie mense wat gelei het in hierdie proses. Ek dink aan baie sendelinge wat uit die kerk is, verdryf. Daar's behoudende dominees word uitgesit, kyk Renier, Nel en vele ander daar, né? Ja. En hulle het ook nou hofsaak teen Tafelberg aan die gang gesit, arme Dominee Chris Simon. Ja. En ek dink hulle probeer ook met die, daar's 'n Du Bois senior. Daar's hofsaak aan die gang. Nou, Bernard, die mens vra ook, as die hofsaake kos geld. Ja, baie geld. Waar kom die geld vandaan? Ja, dit kom maar die bydraes en synode. Ja. Maar die algemene synode het baie geld, die kos miljoene rand gee hulle daar vir die Palestynë en hier en daar. Hulle het nie tekort aan geld, dit is die arme individuele dominees, die behoudenis wat nou uitgeskop word en vervolg word, hulle sukkel sonder geld. Ja, nee, dit is 'n groot probleem. So hierdie boek probeer, hoe kan ek sê, dis die mens moet besef die vervolging is werklik. Ja. Dis nie net die mense wat vas staan, hulle word so opgeslaan. Ek weet iemand, ek het dit so 5 jaar terug het vir Jannie gekontak en sê hy het probeer vas staan en die ring het hom so verneder. Hy sê ek dink hy het sy senuwees verloor. En ek weet van baie ander mense wat ook, hulle gee net op, hulle sien nie meer kans om te veg. En dis 'n probleem, Bernard. Dis 'n baie hartseer storie. En agter hierdie vervolging is daar's 'n, hoe kan ek sê, a trail of sorrows. Wat baie, en ek dink, jy weet, as 'n mens dink, hulle kom in die naam van liefde. Daardie woord word deesdae so geweldig misbruik, né? Ja, en ons sal dit ook 'n bietjie nou hanteer ook, ek wil dit opbring, hoe die orde of die liefde word hergeorder.
Ja, So herdefinieer en verdraai Ja. en misbruik Ja. en die liefde moet nou alle sondes bedek. Yep. Solank daar sonde is, kan jy doen net wat jy wil. Ja, ja. En ek dink dis ook 'n groot ding hoekom ek het genoem van bekering. Want as jy bekeer, dit beteken jy los jou sondes. Ja. Jy kom soos jy is, jy los jou sondes, maar jy vat nie jou sondes saam nie. Nee, jy keer om, jy bekeer, Ja. jy keer om en jy draai om en jy los daardie verkeerde ding Ja. uit. En jy los die goed volgens God se woord nie wat hom nie behaag nie. Ja. So en dis ook baie interessant die Heer, daar's altyd as jy my liefhet, sal jy my woord onderhou. Ja. As jy my woord liefhet, sal jy my Hou my gebooie, opdragte- né? Ja, Ja. dis hy. En ek dink 'n mens kan jou vra en dis die probleem met die liberalisme. En ek dink 'n basiese woord vir liberalisme is 'n baie eenvoudige woord is ongeloof. Ja. Want dis wat dit is. Hulle verloor hulle geloof in die woord en in Christus en ons kom met mooi mensepraatjies. Maar dit is net, ek dink jy kan dit herdefinieer as net ongeloof. Ja. So as jy kyk as die woord liberale hoor, dan moet hulle maar dink hulle is ongelowig. Groot Dit is rooi lig ongeloof. moet aangaan. Ja, dis hy. So Bernard, daar's 'n paar daar's baie geskryf in die boek, maar ek wil 'n paar beginsels uitlig, ook om die kykers te help om dit meer te 'n bietjie standvastig te maak Ja. en 'n bietjie meer insig te gee. En dis baie interessant, die boek van Hebreërs, die skrywer, hy gebruik hierdie dryfbeginsel. Ja. Ek weet nie of jy dit opgetel in die boek van Hebreërs, maar in Hebreërs 2 staan daar geskryf: "Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons miskien nie wegdryf nie." Wegdryf nie. Soos dis waar hierdie van anker na dryf, Ja, dryf weg, dryf beweeg. Geen Ja. vastigheid nie, maar net aan die dryf is. Ja. Jy weet nie waar jy gaan nie en van waar jy kom nie. Jy maar net soos 'n rond dobber jy rond daar. dis net waar. En die gevaar wat hierdie skrywer beskryf is nie altyd hierdie harde oop verwerping van die geloof nie. Dit is hierdie stadige wegdryf. So subtiel kom dit in daar, né? Ja. En dit is soos jy sê Bernard, dis 'n boot sonder anker wat hy dryf onopgemerk. Ja. Op en af, stroom op en af. En jy dryf nie omdat jy dit doelbewus doen nie, maar dat omdat jy nie meer vashou nie. Ja. So dit is baie belangrik om aan die woord vas te hou. En ook hy gaan aan in Hebreërs 6, hy gee die positiewe teembeeld. Ja. En dit is baie interessant wat ek gaan dit gou lees. Hy sê ons het hierdie hoop as 'n anker vir die siel, wat vas en seker is en dit gaan agter die voorhangsel. Nou ons ken 'n gewone anker, die prentjie is hy gaan af in die see en hy maak jou vas in die rots. Ja. Maar hier sê die skrywer nee, ons anker gaan opwaarts. Hy gaan tot in die hemel tot waar die Heer is. So dit is ons kan, hoe kan ek sê, rus in daai goed. Dat, Ons 'n stand vashoudende. Dis, Hy gaan nie verroes of wat ook al, hy is Ja. vasgemaak aan die Skepper self. Ja, en dit is ons anker is die Skepper self. ja. En dis die prinsipie wat ons moet en die hoe kan ek sê die boodskap is duidelik dat sonder Christus dryf ons weg. Met die anker bly ons vas al woed die storms. Dis 'n baie belangrike beginsel. En ek dink dis presies wat hier ons boek in die Johannes se briewe probeer vasvang. En ek dink in ons samelewing, die NG Kerk het op hierdie kritieke punt in ons geskiedenis daai anker laat losskiet. En vir die Afrikaner nasie en die boerevolk was die NG Kerk een van die groot ankers gewees daarso. Ja. Reg deur die geskiedenis, Ja. jy weet, die boereoorlog voor al daai tye, jy weet dit was standvastigheid en baie mense is erg verward met wat nou gebeur met die dryf wat daar aangetree het. Soos dis baie tragies eintlik. Ja. Okay. So dis baie interessant Bernard dat een van ons afgetrede predikante in ons denominasie het gesê, hulle het altyd beskou die NG Kerk as die bewaarder van doktrine. Ja. En daar was 'n groot anker. Al die ander kerke het opgesien na die kerk. Ja. En ek dink jy weet die ding is die kerk het verloor nou 'n aansien. En ek Ja. dink die lidmate is ook verward.
Ek is ook betrokke by 'n bietjie straat-evangelisasie en ons gaan baie keer na winkelsentrums en is opmerkvallend dat veral die ouer gade wat en jy kan sien as Afrikaans, NG Kerk, as jy vir hulle vra vir hulle Bybel, daar's 'n reaksie wat hulle jou wegstoot. Party van hulle raak, hoe kan ek sê, aggressief. Maar wat ek dink, jy weet, daar kom 'n geskaamdheid oor, want die mense is so verward. En as jy vra oor, as jy Christen het, hulle weet nie wat om te sê nie. Dit is vir my observasie. Ek het dit nog, dit is nou ongelowiges nie goed, maar hoe meer ek dit sien, dink ek, jy weet, as jy fik, die NG Kerk verwar sy lidmaat, as jy met iemand praat wat 'n NG van die ouer gades, ek dink het is 'n kerk wie om mee trots te wees. Hulle het vasgeloop, hulle word gebruik, hulle het nou die twee slinge oor die geis, ek ken hulle is nou vasgeloop, hulle is 'n vasgelopendheid, vasgelope kerk, jy kan of dit glo, in Engels praat ons altyd, my oom het gesê, hy is in Amerika beland, hy sê, he's looking for a one-handed lawyer, because they always say, on the one hand you can do this, on the other hand you can do that. Say, no, I just want one hand. Jy moet net my een ding sê, moet nie my sê, dit of dat. Jy kan of dit glo, is okay, of jy kan daar glo, is okay. Nee, nonsens. Volgens die Bybelse dinge, moet jy een ding glo, en is reg. Ja. En baie is interessant, ek skryf vir die moderateur, of die moderamen, en die op bladsy 146, ekskuus, dis die Engels daar. Is jou boek in Afrikaans en Engels? Ja, ek het hom, hy was eers in Afrikaans geskryf, en ek het hom gaan vertaal in Engels. So ja, dit is 'n groot werk, dit was eintlik maklik om die Engels te doen, maar alhoewel, jy weet met die woorde, by die taal, dit is in Christelike taal, is nie altyd so maklik nie. Ek weet, want hierdie Johannes de Villiers gebruik baie spesifieke woorde, hy dink sy woorde sorgvuldig uit, jy weet, dit is nie altyd maklik om ekwivalente te kry nie. Ja. So dit is die proefkopie van die Engels, en ek is tevrede met hom, so hy is ook beskikbaar op Amazon, ook in 'n e-book, en op die gedrukte weergawe. Pragtig. Ja. Ons het ook die kostes probeer so laag soos hou, soos jy sien, dit was die laagste intree, of het is op die intreekoste wat Amazon vra. Dis nie... Soos jy kan dit koop deur Amazon, 'n gedrukte ene, of as 'n e-book, wat nou goedkoper is dan. Ja. Okay, pragtig. Ja. En obviously die e-book is baie gouer by jou. Ja. Okay. Jy weet, maar ook hierdie dryfbeginsel, so, wat ons sien is, en ek weet jy dit genoem, maar ons gee toe, so jy te praat ook van die bestaan van die persoonlike duiwel, ons glo nie meer in. En ons dink, is dit regtig so erg? Ons kan dit maar los, dit is nou nie iets om te beklei. En ons los die volgende ding, en dan kom hulle sê, maar die woord van God is nou nie meer die woord van God, maar die woord vir jou daai dag. En ons dink, ag, dit is nou nie so belangrik, en dit is so ou mense oor God gedink het in daai tyd, maar ons leef nou in 'n ander tyd, en nou moet jy dit herinterpreteer daar. Mens moet baie versigtig wees. Ja. Nee, dit is baie so. En dan, as jy hierdie ding tot sy logiese gevolgtrekking vat, mense reageer net toe daar selfde geslagverhouding ingekom het. Maar dit is die logiese gevolgtrekking van maak jou los. Dis reg. Maar dan skielik is almal so up in arms, want hulle besef nie, hulle het al ver gedryf, en dis 'n probleem. En ons sien dieselfde met jy weet, al die druk op die kultuur, en die woke, en al daai goed, en jy weet, dis amper of mense word dan wakker skrik. Maar dis amper te laat. Dis is reg, ek weet, iemand het vir Jannie gesê met sy brief, hy sê, ons het jou nooit ernstig opgeneem, en nou is dit amper te laat. Dis maar ek dink dit is laat in die dag, maar dis ook, jy weet, ons is nooit sonder hoop nie, wat baie belangrik is. En dan Bernard, daar's 'n paar basiese beginsels wat ek ook by die lesers wil kry. En een ding is, wie is die hoof van die kerk?
En ek dink dit is baie belangrik dat ons dit reg verstaan. Want Is dit die paus of is dit die synode of die moderator of wat, jy weet? Of jou predikant. Of jou predikant, ja. Dit laat my dink aan die storie van die ou nasionale party. Hulle wou met die hoof van die gereformeerdes praat en dan vir Dr. Peter Bingle 'n brief geskryf en sê maar ons wil graag by die hoof van die kerk. En hy het baie wys teruggeskryf en sê maar ons ons het net een hoof en dit is Christus Jesus. Jy weet daardie Peter Bingle, toe ek in laerskool was, het ons gebly in Pretoria, Suidstraat 1266. En die Bingles het gebly 3 huise onder ons. En dan in die aand 5:00 kom al die straatkinders uit, dan speel ons daar so cricket. Soos ek het by daardie dominee Pieter Bingle, hy was te studeer voor die dominee was, in die straat daar cricket gespeel, daar ek ken hom nogal. Dit's baie klein wêreld. Okay. Maar die Bybel is baie duidelik. En ons vat in Kolossense. So wie is die hoof van die kerk? Wat is baie duidelik. Hy sê Kolossense 1 sê vir ons hy is die hoof, dit is Christus, hy is die hoof van die liggaam van die gemeente, niemand anders dan nie. En ook in Korintiërs 11 vra dit daar, die hoof van elke man is Christus. En ek dink dis 'n baie belangrike gereformeerde prinsip. Ons het nie 'n tussenganger nodig. Ons hoof is Christus direk. Ons gaan hom, daar is nie 'n tussenganger of iemand wat ons moet gebeur. Dis die protestantse beginsel daarin. Dat jy het nie jy hoef nie te bieg tot 'n priester nie. Jy praat direk met die Here en bid tot homself. Dit is baie belangrike punt daarin. Ja, dit is so. En ons sien daar 'n simboliek wat in ons kerke begin verskyn. Ek dink jy het genoem van stolas, maar vir 'n kyker as hulle wonder wat 'n stole is. Jy sien die dominees wat nou dit is amper soos 'n partykeer is 'n baie keer 'n groen serp ook kant is mooi embroidery en dit lyk goed en dit lyk baie religious en dit lyk maar dit is 'n teken van hier's 'n ander autoriteit. Dit onderskei die predikant van die lidmaat. En dis 'n baie gevaarlike plek om te gaan. Want onbewuslik sê hulle vir ons, hier's iemand met 'n ander status, 'n ander gesag. En dit is wat ek dink die AS probeer afdruk op die gewone lidmaat. Hulle is nou die gesag. En die kerk het al gedryf, maar dit is nie Bybels nie, want Christus het daai skeidsmure afgebreek. En soos die anker sê, ons anker gaan direk tot waar Christus is in die hemel. So wanneer jy sien al die simboliek wat inkom, kerse, mense wat hierdie kruis om die nek dra by die synodes, moet jy maar vra, wat beteken dit? Nee, dit is by ontstellend as ek sien in NG kerke of gereformeerde kerke of eintlik enige kerk, weet die katolieke is nou so, maar hulle is 'n ander groep daar, nie net, hulle gaan of die stolas of hulle gaan totaal casual en sandale en geen das en niks nie, maar dit kom nogal in, ek weet nie of hulle nou dink hulle raak heiliger of meer gesag of wat ook al nie, maar en ons het een keer gepraat op ons koeranteprogram daarvan, die betekenis van die stoel aan elke een en elke kleur ander betekenis, en die een is 'n reverend, en dan 'n highly reverend, en 'n most reverend, en sovoorts, jy weet, en extremely reverend, jy weet, is nou die vlakke van heiligheid, maar jy bly maar net 'n gewone mens daar so. En ek dink, Bernard, ons is geneig ook in die Afrikaanse taal, te sê, die man is 'n groot Christen. En ek dink die kykers sê, jy weet, as jy kom af op 'n persoon wat net 'n gewone Christen se beginsels uitleef, jy weet, dan is dit 'n groot Christen. Maar daar is nie so 'n ding soos 'n groot of 'n klein Christen. Jy is of 'n Christen of nie. Jy is of in die koninkryk of jy is buite. Of reg of verkeerd. Ja, dis en baie die ander dinge, jy weet, ons sê die Christen is perfek nie, want ons geneig om in die sonde te val. Maar als val 'n Christen in die sonde, hy is nog steeds in die koninkryk. Jy word nie 'n ongelowige of jy word nie weer 'n kind van God nie. En dis 'n baie belangrike beginsel dat ons, as ons daai gesondigheid, dat ons weer na ons Hemelse Vader toe hardloop om te vra daai vergifnis. Ons 'n kind, en ek dink dis baie soos die prentjie van die familie. As jou kind
kwaad doen, hy word nie jou kind nie. Hy bly jou kind. Ja. Jy moet hom tugtig. Ja. En ons, jy weet, om die tug uit te haal en al daai goed, dit is die, ek dink dit is groot deel van al ons probleme vandag. Maar ek dink om terug te kom, jy moet nie dink, jy's 'n kleine Christen of nie. Ons glo in die, wat is dit, die, the priesthood of all believers. Ja. Wat is daar in Afrikaans? Gemeenskap van alle heiliges. Ja, en dit is, ons is almal gelyk, ons is almal broers, en dis hoekom, selfs Jesus sê, Daar's nie vlakke van die heiligheid nie. nee, glad nie. Jy kan langer in die geloof wees, maar jy kan nie meer Christen wees as meer heilig as jou nie. Ja. En ek dink, so, maar dit laat ons aan die volgende vraag oor. Ja. So, of se vra, wie is die hoof van die kerk? Ons weet, is nie die dominees nie, dit is Christus. Ja. Nou, wat is 'n plaaslike gemeente? En ek dink, dis die probleem wat die NG Kerk, en baie mense worstel, wat is 'n plaaslike kerk of gemeente? Ja. En as ons praat oor kerk, dan praat ons oor 'n gebou. Maar dis nie hoe die Nuwe Testament die kerk sien nie. Die kerk is mense. En ek dink dis 'n baie belangrike, dit gee ons 'n ander prentjie. Dis nie instelling, dit is ook nie instelling nie. En Paulus praat van die gemeente van gelowiges op 'n plek. En dis baie belangrik. Waar jy is jy kerk. En jy kan sien daar ons sien vandag 'n heel ander prentjie van kerk as wat ons in die Nuwe Testament, jy weet, toe die kerk begin was. Kerk het op, jy weet, waar Paulus die evangelie besprei, of Efesus, en hy praat van die kerk op daai plek, die kerk van die gemeente by Efesus, die gemeente by Philippi, al die plekke. En die plaaslike gemeente is dus 'n groep mense wat by mekaar kom in geloof in Christus wat aan hom behoort. Dis ook 'n by mekaar plek om die woord te hoor verkondig, met die sakramente te vier en ook mekaar te dien. En dis ook 'n plek waar jy as gewone Christen ook saam met ander Christen jou geloof kan uitleef. En daardie punt het Johannes baie ernstig probeer oordra aan al sy eposse en dinge daarin, hè? Dis hy. So, en ek dink dis 'n probleem met baie ander denominasies ook. Soos ons weet die kerk, die Romeinse kerk is baie, die paus het al die authority. En ek dink as jy authority verstaan, kyk die soldaat wat sê vir Jesus, hy sê, maar ek het mense onder my, ek sê vir die een gaan, maar as my baas sê, ek doen, so hy is onder authority en hy het mag ook. En as ons besef, ons is onder Christus, dan verander die prentjie, en dan verander die ontsiening van die kerk, dat nie net 'n instansie, 'n tak is, en wys uit, Christus is die hoof van die hele kerk, maar hy gee aan elke gemeente die roeping om getrou te wees aan hom. En ek dink dit is baie belangrik, dat in die kerk ons bly getrou aan hom. En die gesag nie die sentrale liggaam nie. Dit is wat oor almal reageer nie. En ek dink dis, soos jy sê, hierdie boek herinner ons dat dit lê by die woord van God en in elke gemeente. So, en dit bring ons na nog 'n vraag, wat ek wil hanteer. Dit kom nie so duidelik voor in die boek, maar dit is hierdie ding van hoe dryf 'n mens wanneer ons die grense van liefde herdefinieer. Dis 'n baie belangrike, want Bernard, liefde is liefde en enigiets goud met liefde. En ons sê God is liefde en dank mekaar mense liefhet en ons verward dit. Maar Bernard, jy weet seker in die Grieks daar's omtrent 5 of 7 woorde vir liefde. Ek onthou die ou King James version altyd sê love, hope and charity. En charity is baie verskillend van, jy weet dit sê presies wat dit is God se liefde. Maar in die Grieks, en ek wil net 3 uitlig wat baie bekend is, mense hoor, kyk, so die volgende liefde is, of die eerste een is eros, dis nou die fisiese, seksuele liefde, menslike liefde. Dis nie verkeerd nie, want God het dit geskep. Dit is een belangrike aspek. En God het gebruik in die regte konteks wat jy gebruik, is dit goed. So ons moet nie dink, maar ons moet dit nie
verwar nie. Ja. Die volgende een is Phileo, wat ek sê ken 'n broederlike liefde. Wat of broederlike vriendskap wat mense vir mekaar hê. En dan is daar die groot woord, ek dink dit is die groot woord in die Nuwe Testament wat Paulus het, agape. Paulus in Korintiërs 13, hy skryf hierdie hele hoofstuk oor, wat is dit? En is baie belangrik, jy weet, dit is reg ware liefde. Daar is die seksuele uitgesluit, die broederlike ook is uitgesluit, dit kom af. En die Bybel gebruik basies agape as die hoogste vorm van liefde. En ons het 'n bietjie verloor met ons een woord wat ons gebruik, want jy weet nie wat se liefde die mense van praat nie. En dan sien ons, jy weet, soos jy gesê het, mense haal 1 Johannes aan, God is liefde. En dan sê ons, jy weet, as God liefde is, dan is enige liefde aanvaarbaar. Ook eros tussen wie ook al. En volgens die skrif is dit nie. So ek hoop die kykers maak daar onderskeiding, want dit is krities in jou denke en ook wat jy sien in die kultuur wat gebeur. Baie interessant, in Markus 12, die skrifgeleerde vra vir Jesus, wat is die grootste gebod? Het jy agterkom wat hy sê? En dis baie interessant, hy sê, jy moet, en ons ken dit, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand. En hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So Martin Lloyd-Jones, hy was ook jy ken hom seker, hy is mos 'n baie bekende prediker, wat hy is nou oorlede, maar hy sê, hier sit Jesus die hele idee van liefde weer in die regte orde. God eerste, dan jou naaste, dan jouself. Ja. En dit is baie belangrik. En ons is geneig verwar, en ons verwar die twee, en dit is een van die groot wortels van ons probleme ook. So jy weet, wanneer die kerk toelaat dat eros of selfhumanistiese selfliefde gelijkgestel word aan God se agape liefde, dan weet jy daar's 'n baie verdryf. So ja, jy kan nie net sê liefde is liefde nie. Die vraag is, wat is soort liefde? Is dit God se agape liefde, of is dit 'n minder tipe liefde? So vir die gewone lidmaat, dit beteken, jy kan nie net sê liefde is liefde nie. Jy kan nie daai koneksie maak. En ek dink dis wat Janie probeer in die briewe uitlig. Elke keer nog 'n brief en nog 'n brief, en die mense wou nie verstaan nie, en hulle wou nie hoor nie, toe moes hy nog 'n e-pos, nog 'n brief stuur, maar en dit het net al moeiliker en moeiliker geraak. Ja. Maar as jy wegweef van haar basiese beginsels, is dit altyd moeilik. Dan dryf jy. Jep, dis hy. En dan is daar die ander vraag, is synodale mag of die plaaslike gemeente, en Janie haal dit baie mooi uit hier, en daar's baie geskryf oor die ding, en ek dink dis my hoof het altyd sê, die NG Kerk kan nie besluit of hy as hy die styl van kerkregering oor hom. As dit lê by die plaaslike gemeente, is dit meer congregational as wat dit is presbyteriaans, want presbyteriaan ook hierdie hiërargie wat daar is. So ek dink hulle moet nou, jy weet, dit kom uit nou, jy kan, hulle moet nou hulle mind opmaak, hulle moet nou besluit maak. Maar die mind, die dryf. Jep, dis hy. So, en ons sien, die plaaslike gemeente het die mag. Hy is 'n kerk op sy eie. Hy is nie verbind, hy is nie 'n tak van 'n hoofkantoor wat jy moet nou almal moet toepas. En dit is baie interessant in ek dink die geskiedenis ook, toe Augustinus nou oorgevat het as keiser, en toe hy jy weet, met wat hy toe Christen raak. Hulle het ook probeer om al die kerke bymekaar, en ook jy weet, daar was 'n orde, almal moes dieselfde gebede lees, en ek dink was om dwaalleer te keer, maar dit was ook hierdie beheer oor die kerke, so dis nie iets niets wat gebeur nie. Dan skryf ook, jy weet, met al hierdie worstelinge, kan ons dankbaar wees vir die Namibiese ring, of synode. Hulle het die moed gevat, en Janie skryf ook baie hieroor. Dit is ook, ek dink is 'n draaipunt in die kerk se geskiedenis. Ek dink jy weet baie van dit, maar ek is so bly, want daar was ook 'n stadium waar daar was ook stemme binne die
NG Synode, by die Namibiese Synode, wat ons gedog het, dit gaan ontspoor. Ja, ek het ook gewonder, gaan Namibië, gaan hulle gaan waarsku vir die synode, nee, as jy dan myself bekeer, as jy nie bekeer nie, gaan ons onttrek, en ek het eintlik nie gedink, hulle gaan daar die manne moet hê om dit te doen nie, maar hulle het 'n punt gemaak, sê, nee, ons kan nie meer gaan nie, julle bekeer jouself nie, julle dryf nog meer en meer rond, julle nog meer anker los, nee, goodbye, ja. En ek dink dit was, daar was ook mense hoog, en dis die probleem met so hiërargie, daar was ook mense hoog op in daai Namibiese Synode, en ek weet die een vir Jannie geskryf op een van sy briewe, en dit was 'n vreeslike aanval, dat hy sê, maar hierdie goed is so, hulle kan nie wegbreek, hulle moet daar bly, en die goed so, maar ek is verbaas, met, ek dink dit is die Heer se besturing, wat die stemme laat, en die regdenkende, gevolge gehad het, en hulle het weggebreek. En ek dink, hulle het besef, hulle kan nie langer saam bly nie. En dit gaan nie ook na, en hulle is beskuldig van skeuring. So, die Namibiese mense het besef, hulle kan nie langer saam leef met die koers op die NG Kerk kom. Maar die synode, algemene synode, het hulle beskuldig van kerkskeuring. Maar dit is interessant. Dit is nie kerkskeuring nie, want hulle losgemaak van die dwaalleraars. Dis hy. En dit is interessant, die skynheiligheid van die algemene synode sê maar hulle het kerkskeuring gedoen deur weg te dryf van die woord. So hulle skeur die kerk weg, maar hulle sien dit nie. Hulle wil nie. Dis hy. Hulle is reg in hulle eie oë in. Ja, dis hy. So dis nie kerkskeuring nie, dit is gehoorsaamheid. En dit is 'n baie belangrike prinsip. En hulle gee 'n baie goeie voorbeeld, stel 'n voorbeeld en gee 'n boodskap wat die mense kan laat dink, hoekom en wat en waar, net dit is baie belangrik. Dit kom als uit in hierdie skrywers daarvan Johannes wat hy daar, daai punte uitlig daar. Ja. Dis hy. En Bernard, ons sien ook, daar's 'n paar bewegings, en Jannie skryf baie in die boek ook van dit, nuwe bewegings, soos die Kairos netwerk, Koinonia Synode, Tafelberg, daar's ook 'n gereformeerde familie van gereformeerde kerke, wat ontstaan, en hulle, ek weet Kairos netwerk se doel is om die, ek wil sê regdenkende behoudenis, tuiste te gee vir hulle kan dis hy, en om hulle by mekaar te hou, dat die skape nie net spat. Dat hulle ophou dryf. Dis hy. En ook, is baie interessant, Tafelberg, want hulle was een van die eerste gemeentes om te doneer. Ja, ek onthou daai ding. En toe het hulle ewe skielik gekom, en toe met die saaiman voor die ring gedagvaar, en hulle wou hom afdank. Maar baie interessant, Bernard, storie, nou die voorsitter wat daar begin het, hulle sit ewe vroom om die tafels, en nou vra sy vir die mense, waarvoor is jy dankbaar? En almal gaan voor is dankbaar, maar Dr. Chris Samet sê, ek is dankbaar vir die vervolging. Sien, ek dink hy verstaan die prinsip. As jy probeer 'n gelowige en die waarheid volg, né? Ja, en die waarheid volg. En Bybel verstaan vastig bly. Dis hy, jy gaan vervolg word. As die skrif sê ook, as jy 'n goddelike lewe wil volg, jy gaan vervolg word. Maar die prinsip met die Tafelberg was, en ek dink hy het dit duidelik gesien, want die AGS is soos die moeder. En daar's 'n umbilical cord, wat die kerk. So, as hulle gebly het, dan het hulle ook daai, hoe kan ek sê, daai onsuiwere goed. En ek dink, dit is hoekom hulle weg. Hulle moes akkommodeer nog al daai valse lering. Dis hy. En die prentjie is daar, dis 'n baie sterk beeld. Umbilical cord voed 'n moeder, voed die baba. Maar as die ma se bloed onrein is, dan word daai baba siek. Hulle het dit besef, hulle kan nie saam met dit, en hulle sê, ons kan nie langer gevoed word deur die moederliggaam wat self van die woord weg afgedryf. Maar dit is baie interessant, hulle word van kerkskeuring gevat, maar soos ek gesê het, en ek herhaal weer, dis
dis die algemene sinode wat weggedryf het van die woord. En die dwaalleraars veroorsaak laat daardie mense nie meer wil saamgaan. So is die oorsaak van die probleem. Ja, dis hy. En dat sit hulle ander goed in by in om, jy weet, die woord te vervang, soos, jy het seker gehoor van die droomscenario in die visie 2030. 2030, ja. Ja, dit is, ek dink dit pas in met die, jy weet, daar's 'n groot prentjie agter by die UN, ja. Ja, en al die invloed in die tydsgees, jy sien, dit kom so gou in. Maar die vraag is, jy weet, waarheen lei dit ons? En ek dink hulle wou hierdie droomscenario om relevant te bly, want mense is altyd geneig om te sê, maar die kerk is irrelevant, jy het niks om vir ons te sê. Maar dit is die waarheid, en dis ook, ek dink ook om die kerk se invloed te bou, hierdie droomscenario's. Daar's 'n hele hoofstuk hier, ek doen die Du Bois, met dit baie mooi netjies uitmekaar uitgesit. Ek dink jy kan sy research vertrou. Ja. Ek dink hy sê baie wyse woorde. En is alles in een van die hoofstukke hier. En dan, ek sien ons het 'n paar minute oor, maar die boek behandel ernstige vrae. Maar die een groot vraag is, of wat bly nog staan, is die algemene, waarom vervolg die algemene sinode mense nog steeds? En dit is 'n probleem. Jy weet, as jy behoudend is, dan hulle vervolg, so hulle begin nou vervolging, ons het genoem met Tafelberg, hulle is nou voor die hof gedaag. Hulle sukkel met Dominee Renier Nel, daar's al die, en ek dink dis net 'n handjie. Ratara se dominee, Noord-Kaap. Ek dink hulle probeer al stil maak, hulle dink as hulle nou uitskei, dan is dit waarskuwing daar, en die ander dominees bang raak ensovoorts. Maar dit beteken die teenoorgestelde effek daarso. Ja, en die skrif sê in Johannes 16, sê dat sal kom 'n tyd dat elkeen van julle wat julle doodmaak, sal dink hy doen God 'n diens. Jy weet, en hulle dink ook, as jy jou geestelike doodmaak, hulle doen God 'n diens. As hulle daardie boudedoms uitskei en jy weet, hofsaake maak en hulle legitimasie wegvat ensovoorts, dan werk hulle vir die Here, maar hulle werk presies vir die duiwel. Ja, en dan die laaste ding is die moderatuur of die moderamen, wie is hulle? Ek skryf in hierdie boek die laaste 2 hoofstukke baie duidelike taal, wie is hierdie mense? Wat het hulle gedoen? En ek probeer al die en hier op bladsy 146 skryf ek 'n ding van oor Jan Lubbe in die kerk na 22 146. Dit gee sy styl, so byvoorbeeld ek het al hom geluister op die radio, ek kon my oor nie glo nie. Maar sy styl is eenheid bo alles. Nou, dis nie in sy self, dit klink baie mooi. Maar hulle kan nie eenheid behou as daar so baie teenstrydighede is. Elke keer sê jy kan of dit dink of daai dink of so besluit of glo nie duiwel of nie of wat. Jy kan nie eenheid so bou nie. Jy dink vir 'n rukkie miskien eenheid en dan is dit die mekaar spel. Ja. En as jy praat oor radio, dis die probleem by Dominee Jan. Met alle respek gesê. Die probleem is baie mense hoor hy 'n dubbele boodskap. En dit is jy kan nie sê byvoorbeeld wat dit is sy woorde, ons bly kerk wat die Bybel en van die beleidende skrifte, en dan sê jy, maar ons laat ook plek vir verskillende uitlegte. Dit is vir my, dit is logies te dubbel. Jy kan nie. Ja, dit is so moeilik as jy sulke dinge is. Dis hy. En ja, so, en daar's 'n paar beelde om te verstaan, en 'n paar ook, ek het probeer ook in die laaste hoofstuk ook uitleg gee hoe hulle die nuwe vertalings, hoe hulle die jy weet die skrif uitlê op 'n meer moderne. Maar Bernard, ek sien ons tyd is amper op. So, en ek wil net eindig met ons afsluit met hierdie. So, hierdie boek is geskryf as 'n geskiedenis. Dis nie net 'n geskiedenisboek nie, dis 'n getuienis wat gebeur het, en ek het dit dokumenteer, want ek dink, dit moet die lig sien. As jy weet wat gebeur het, dan kan jy die goed. So, dit is 'n ernstige waarskuwing. Okay? So, wanneer die kerk die skrif se prys sag gee, begin sy dryf. Ons het dit al vasgestel. Waar daar 'n waarheid
kompromie verruil word, is die pad altyd afdraande. Ja. En wanneer mense eerder luister na synodale strukture as na Christus, sy verloor haar roeping. Ja. Maar in alles, Bernard, daar's hoop. Ja. En dis is wat ek sien, Jannie, ek dink hy worstel dit, want weet jy, die briewe, hy het nie net die kerk afgeskryf nie, daar's altyd hierdie verwarrings. Ja. En ek dink as jy weet, as die Heer se stem stil raak, dan moet jy bekommerd wees. Want daar's 'n punt waar die Heer glad nie meer met jou praat, hy gee jou oor aan jou eie goed dat jy kan maar gaan. Ja. Maar ons kan bly wees en hy's een van die min stemme, maar daar is baie ander stemme, soos ons gesien met die boeke. So daar is die hoop, en Christus het beloof, hy sal sy gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Dit is 'n baie groot belofte. Ja. So die toepassing is dat ons hoef nie moedeloos te wees. Ek dink daar's baie gemeentelede wat moedeloos is oor wat gebeur in die kerk, maar jy hoef nie moedeloos te word in die groot strukture wat die besluite neem nie. Jy het self veranker in Christus. En dis die gereformeerde beginsels. Jy het self daai. So jy hoef nie te bekommer oor die rigting by die kerk insit. As jy nog in Christus glo, as jy hoop in die kerk is, dan sal ek 'n bietjie bekommerd raak, maar jou hoop moet altyd in Christus wees. Jy moet teruggaan na die skrif, want dis waar jy leef van Christus. Ja. En deesdae is dit net sielkunde hier en daar, idees daar. Ek hoop hierdie bemoedig mense om die Bybel weer te lees en te lees. En nie net e-Bybels te hê nie, maar 'n Bybel waar kan inmerk en krap en so voort, dat dit deel word van 'n lewe. Ja, dis baie belangrik, en dit is die laaste oproep van hierdie boek, is hou vas in die woord, hou vas in Christus, en hou vas in mekaar in die waarheid. Ja. Die wat van ons moet hier is wat daar die waarheid vas staan, ons moet by mekaar staan. En een van die groot probleme wat soos ek het sien, is die stille stem van die wat stil bly. Dit is 'n baie groot probleem. En hulle dryf al hoe meer weg. Ja. As jy die goed sien, jy kan nie net stil bly, want dis waar die groot probleem, en ek dink die groot meerderheid van die mense in die enige kerk sien, as ek net stil bly, as ek kan aangaan met my werk, as ek kan sal dit net verdwyn of oorwaai, dit gaan nie. So Bernard, ek wil sê baie dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit vreeslik dat ons kan oor die dinge van die Heer praat. Daar's altyd 'n verband tussen Christene, en dit is wat die eenheid bring. En ek hoop jou kykers sal met nuwe oë na die kerk kyk, en ook vra vir hulle self, waar is my anker? Waar is my anker? Bernard, ek dank jy. Ja, baie dankie. Ek sien nou hoe sy het my verwys na die laaste bladsye hierso, en ons sê, Jannie se e-posse in hierdie lig, sy vroegste alarms 2014 tot 2015, sy latere fokus oor die strukture ensovoorts, en sy aanhou beklemtoon van die belydenis resoneer met haar uitsprake in die regsbasis, en nou daar's 'n webwerwe wat ons kan oplees ensovoorts, en ek het net gisterand, toe kry ek hierdie skrywe van hom, hy skryf aanhoudend, en dit is die besluit van die Goudland Synode, verwerping van artikel 22.3 van die kerkorde. Wanneer die weg herstel word, Goudland en die Gees van Dordrecht, hele uiteensetting daar. Ons moet eintlik vir die kykers sê, as hulle op Johannes van der Westhuizen se sirkulasielys wil kom, kontak my, kontak vir Pieter Guy daar, hulle kan jou opsoek op die web, of wat ook al daar, en kry hierdie boek. Nou daardie 2 boeke wat ek jou daar gegee het, is hier by ons beskikbaar. Jy kan hierdie boek van Gerard Maane hier koop, en hierdie ene van Kobus Visser ook, maar hierdie ene van Pieter Guy oor Johannes de Villiers se skrywers kan jy net kry deur Amazon. Hy's nie by ons hier te koop nie, maar kan kry as 'n e-boek of 'n regte boek. En dit is, kyk hierso, ek blaai nou hierso, daar praat hulle van Dominee Reinier Nel, Dominee MX Coetzee van
Karatara en ensovoorts. Regtig, dit is lewendige geskiedenis wat hy vasgevat het. En dit is uiters interessant, en as u geloof weer wil bevestig en herbevestig, kry vir u 'n kopie van hierdie boek, gee vir u vriende, gee vir die mense wat dryf, wat anker los en kyk los en begin dryf, gee vir dat hulle ankers kan terugkom na die Here en bou op die rotsdal. Pieterman, baie dankie dat jy gekom het, en dankie ook vir jou werk dat jy, dis nie altyd, baie keer sal 'n persoon jou sy eie e-posse nou gaan oorskryf, maar vir 'n ander persoon, en ons is baie dankbaar dat jy nou daardie taak op jou geneem het en dit so mooi verrig het. Mag die Here jou seën aan jou toekomstige werk en jou bediening vir die Here ook daar. Mooi. Baie dankie, Berend.